family. Hoe gaan dit? Het is lekker om geestelike family en fisiese family vanoggend hierso te hê. Welkom hierso. Family, ek gaan sommer direk inspring. Ek wil sommer begin met 'n vraag. Ek hou daarvan om partykeer vrae te vra en dan wil ek 'n antwoord op hom hê. Hierdie is nie 'n stil bly gaan oordink dit vraag nie. Ek wil 'n antwoord hê want dit kom maak 'n verklaring en dit set die standaard. Wie van julle hierso het 'n begeerte, 'n diep begeerte, maar dink mooi. Nie net opsteek omdat almal hande opsteek nie. Wie hierso het 'n diep begeerte om die koninkryk van God te sien kom? Ons is redelik baie hande. Ek is dankbaar daarvoor. Partykeer moet ek dit 2 keer verduidelik. Ek is dankbaar dat julle julle hande opgesteek het. Sien, vandag wil ek met jou 'n woord deel. En ek gaan nou begin met 'n storie voordat ek in die skrif inspring. Wil ek met jou 'n woord deel wat so bietjie tawer is om te ontvang. So ek wil van die staanspoor af eerstens die verklaring maak, hierdie is gemik op niemand nie. So asseblief moenie dit aantrek en ek het hier vir iemand iets gedeel en nou is my vertroue gebreek nie. Voordat hierdie week aangebreek het ek al ervaar hierdie is waaroor ek moet deel vandag. En hierdie week was die vyand was lastig en in dit het ek net besef, nee, dis definitief hoekom ek moet deel. Maar vanoggend terwyl ek bid, besef ek die vyand het ook 'n strategie in dit, want nou kan dit lyk asof ek direk in jou omstandighede inspreek en jy het nou persoonlik my goed gedeel. Hierdie is op niemand gemik nie. Dit is wat ek van die Heilige Gees af ervaar het om vanoggend te deel. So ek wil jou vra, maak asseblief jou hart oop om vandag die woord te ontvang. Kan ons sommer net so bid, dit gou bid? Here, ek kom verklaar hierso dat U teenwoordig is, dat U welkom is om vandag inspraak te kom lewer, Here. Dankie dat U ons die vermoë gee om vandag te hoor en Here, ek bid dat elke hart wat hierso is oop sal wees en sal ontvang vanoggend. Here, ek bid dat ons uit hierdie vertrek uit sal stap en sal U liefde ken meer as ooit van tevore. In die naam van Jesus. Amen. Okay, so kom ek begin met 'n storie. Het julle al die storie gehoor van 2 baie goeie vriende, Thomas en Daniel, wat 2 bome geplant het? So hulle was lekker jonger gewees. Of jy hom nou gehoor het of nie, ek gaan hom nou vir jou vertel. Hulle was jonger gewees, hulle het 'n baie goeie vriendskap gehad en die 2 het toe grond langs mekaar gekoop, huis ontwikkel en als en hulle plant toe elkeen 'n boom. Langs mekaar in hulle eie erwe, so net so 'n veilige afstand van mekaar af. En hulle plant hierdie boom as 'n bewys van hierdie is soos ons vriendskap. Hierdie is soos ons is een, ons altyd plant 'n boom, ons vriendskap gaan vir altyd staan. Okay, pos het gou op die storie. Die wat tuinwerkers is, weet as jy iets plant, het jy bietjie effort vir jouself gemaak, jy het werk gemaak. Min goed wat jy plant gaan net van self af aan. Jy moet maar seker maak jy gee kos, jy moet seker maak jy gee water. So dit gaan toe aan in hierdie storie. Ek weet nou nie wat se een het gegaan nie, maar kom ons sê maar Thomas het gegaan en hy het besef dat daar 'n verantwoordelikheid hier om 'n boom te plant. Elke oggend het hy opgestaan, hy het gegaan en hy het die boom water gegee, seker gemaak die grond is lekker, perfek, hy het kos gegee, so 1 keer 'n week. Hy het weekliks moeite gedoen om hierdie boom te versorg. En dit gebeur so dat die ander vriend Daniel so begin kyk, hy het so 1 dag, 2 dae begin water gee. Maar na die 3de dag reken hy, nee man, die boom het nie nou gegroei oornag omdat ek hom water gegee het nie. Ek sal 1 keer 'n week water gee, ek sal meer oor tyd moeite doen. En hy staan elke oggend, kyk hy deur sy venster en hy sien dat, ek weet nou nie meer wat het ek gesê, Thomas het vir hom, okay, Thomas het water gegee en hy kyk deur sy venster en hy sien, okay, maar hierdie ou is al weer op pad uit om water te gee, gaan uit en so gaan die seisoene verby en ou Daniel raak al hoe stadiger en stadiger om water te gee. En na 'n seisoen verby is, kom hulle agter, maar hier's 'n merkwaardige verskil tussen die 2 bome. Die een het nou al bietjie gegroei en die ander een lyk of hy so bietjie terughang. Hy's nie dood nie, maar hy's nie so sterk soos die ander een nie. En hy kom toe agter, hier's nou ietsie in sy hart wat besig is om te kweek, want hoekom is daai ene sterker en myne nie? So gaan nog 'n seisoen verby en die een wat baie water gekry het, begin vrug dra en syne begin agteruit gaan. En hy vra maar, hoekom is dit so? En tussentyd is daar iets wat besig is om te kweek in sy hart, hierdie ding in sy hart wat besig is, hoekom het hy guns en ek nie? En hy begin toe dinge in sy eie hande neem, hy vat sout
Hy gaan oor in die nag en hy gaan spit die grond vol sout, sodat dit juist die boom se groei moet vertraag en die boom moet doodmaak. So hy begin goed in sy eie hande invat. En hy doen dit oornag en hy kom na 'n week agter, maar hier het nou niks gebeur nie. Wat gaan hier aan? Hoekom het hierdie boom nie agteruit gegaan nie? En hy begin toe by die kwekerye navorsing doen. Hy vra hoekom het dit nie gebeur nie en die man by die kwekery let klem daarop dat hierdie boom se wortels is al te diep vir hierdie sout om 'n impak te maak, want hy het konstant water gekry. En dit kom toe so dat daar 'n storm opdaag en die storm waai sy boom uit en die ander boom bly staan. En hierdie ou begin nou baie vies raak, die een wat sy boom verwelk het, wat besig is om te verlep, raak vies en wat nou op hierdie oomblik weggewaai is en hy soos, wat gaan hier aan? En hy begin homself net toesluit in die huis, want die hele wêreld is sy vyand. En dit kom toe so, dat die man wie se boom gegroei het en vrug gedra het, vir Daniel, ek dink is Daniel, né? Ja, vrugte van sy eie boom afbring. En in daai oomblik, voordat hy hom wil vervloek en iets lelik wil sê as 'n passive aggressiveness, kom hy agter. Dit was moontlik vir hom. En hy kom agter dat hier's iets wat in sy hart gekweek het, wat gemaak het dat sy boom eventually dood gegaan het. Jy sien, en hierdie is nou dalk 'n eenvoudige storie, waaroor ek vanoggend met jou wil praat, is iets wat ek baie in ons as gelowiges se harte beleef. En die vyand is lastig, ons erken dit vanoggend. Maar vandag wil ek vir jou as gelowige en as pastor van hierdie huis, wil ek jou aanmoedig, vir my en jou is daar verantwoordelikheid gegee toe ons hom gevolg het, om ons karakter so syne te laat kom. So as inleiding, voordat ek in die skrif ingaan, wil ek jou herinner, dat die wêreld het hom gehaat, maar hy het sy lewe gegee. Hy het sy lewe gegee, al het die wêreld hom gehaat. So ek wil vanoggend gesels oor bitterheid en onvergifnis. Ek gaan jou nooi om saam met my in die skrif in te gaan, 1 Samuel, daar's baie skrif waarna ek gaan verwys, maar ek gaan dit so bietjie meer net opsom in storieformaat. Jy kan so lank na 1 Samuel 18 vers 6 toe gaan as jy jou Bybel het. As jy jou foon het en die YouVersion app het, kan jy na events toe gaan, dit is daarso. So in 1 Samuel 15 sien ons, begin die storie, dat God het Saul gesalf as koning, en hy het vir hom opdrag gegee om die volk te gaan verwoes. Hy het om hulle heeltemal plat te maak. En verder aan in die skrif sê dit, dat spesifiek in vers 22 tot 23, vers 11, is dit bekend gemaak aan ons dat Saul het nie presies gedoen wat die Here van hom verwag het nie. En in vers 11 sê die woord vir ons dat God het berou gehad dat hy Saul aangestel het as koning. En dit gebeur toe so dat Saul, die woord vir ons sê dat God het sy gees van Saul af weggevat. In hoofstuk 16, hierdie is alles net deel van opsomming voordat ek na 18 toe gaan. In hoofstuk 16 sien ons dat God vir Samuel, die profeet, opdrag gee om 'n nuwe koning te gaan salf. So Samuel is op pad na die huis van Eli toe om 'n seun te gaan salf as koning. En dit is toe nou koning Dawid, ons ken daai gedeelte. In hoofstuk 17 sien ons die gebeurtenis van die Filistyn wat die volk van Israel uitdaag. En Dawid kom op die prentjie en hy sê, wie is hierdie man wat my God vervloek? En dis al daai spreuke op sy eie. Dit gaan oor, hier's 'n man wat gekies was as koning, wat nie gedoen het wat God gesê het nie. En daar's 'n jong man wat opgekom het en gesalf is deur God as koning, maar hy's nog nie op die troon gesit nie. Hierdie jong man weet wat God aan hom gesit het en hy verslaan vir Goliat in hoofstuk 17. En dan as ons na hoofstuk 18 toe gaan, wil ek jou nooi na vers 6 toe. Van daar af gaan ons bietjie lees. En toe hulle tuis kom en ook Dawid terug was, nadat hy die Filistyne verslaan het, het die vroue uitgegaan uit al die stede van Israel met sang, koordanse, met tamboeryne en met vreugde roepe. Met triangels koning Saul tegemoet. En die vroue wat vrolik was, het gesing en die volgende gesê, Saul het die duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. Vers 8, en Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë.
Hier is ons klem, ek wil klem lê op vers 8. Saul het baie kwaad geword. Waarvoor het hy kwaad geword? Onthou, hy was koning gewees. Hy was veronderstel om hierdie eer te kry. Toe hy hoor, okay, maar omdat hy weet hy's koning. Hy weet dat God, die profeet vir hom gesê dat God sy gees van hom af ontneem. In daai oomblik kom hy en hy hoor, okay, maar hierdie jong man begin nou meer eer kry as ek. En in 'n oomblik se tyd is daar aanstoot. Kom ons gaan vers 9, of nog steeds vers 8. En Saul het baie kwaad geword, want hierdie woord was verkeerd in sy oë, en hy sê, hulle het Dawid die 10,000 gegee, maar my net die 1000. Hy moet nou nog net die koningskap kry. Hier is so 'n passiewe aggressie wat hy so bekend maak. So sarkastiese punt wat hy hy moet nou nog net die koningskap kry. Dadelik sien ons 'n stukkie iets wat gedrop het in sy hart. Was daar bedrog in die volk se hart? Ons kan nie dit sê nie. Ons weet net hulle het gecelebrate, want daar was vryheid, want die Filistyne was verslaan gewees. En in 'n oomblik se tyd is daar iets in Saul se hart wat drop. 'n Oomblik van bitterheid. En ek wil ons vat verder op die journey. Wat gebeur met hierdie bitterheid? Vers 9, en van daardie dag af en verder het Saul sy oog op Dawid gehad. Jy sien, Saul hoor hoe die vroue sing, hierdie man het sy 10,000 doodgemaak. En hulle het nie dieselfde van hom nie. Jaloesie begin in 'n oomblik se tyd posvat in sy hart. Jy sien, onverwerkte jaloesie kan maklik oorgaan in bitterheid in. En die realiteit is in vandag se tyd, soveel status rondom ons, alles is so vinnig bekombaar. Die realiteit is in vandag se tyd as gelowige moet ons hart so bewaar van jaloesie af. Want 'n oomblikse jaloesie wat te ver gegaan het bitterheid kom veroorsaak. Kom ons gaan nou verder, vers 10, hoofstuk 18. In die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne in die huis, terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul 'n spies in sy hand hou. So kom ons lê net gou duidelikheid oor die bose gees van God af. So wanneer mens bietjie gaan kyk na hierdie, is daar twee goed wat bekend is. Eerstens is God se gees was van hom af verwyderd gewees. So daar was soos 'n, die teoloog noem dit 'n vakuum gewees. Daar was 'n oop plek gewees. Onthou julle wat sê Jesus in die Nuwe Testament, waar as jy soos 'n bose gees uitdryf en dit nie volmaak nie, dan kom daar 7 ander terug. Dis eintlik dieselfde wat hier gebeur het. God se gees was van hom af geneem. In Romeine 2 sien ons dieselfde, of 1 sien ons dieselfde gebeurtenis, dat God hulle oorgee aan hulle sonde. Julle wil aanhou om hierdie te doen, so go. Dis eintlik maar die opsomming. So Saul, God se gees is van hom af weggeneem. Is vir ons bekend gemaak vroeër in die skrif, in hoofstuk 15 en 16. En dan kom daar 'n bose gees oor hom, wat dan gemaak het, wat hom kom torment het, as ek die Engels kan gebruik het. Okay, so vers 10 het ek gelees, dan vers 11. Toe gooi Saul die spies en sê, ek wil Dawid teen die muur vassteek. Maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. En Saul was bevrees vir Dawid, omdat die Here met hom was en van Saul af weggewyk het. So eerstens het ons gesê dat daar was 'n saad gesaai. In vers 5 tot, of 6 tot 9. 'n Saad was gesaai. Kyk gou hoe vinnig het daai saad ontkiem. Die volgende dag. Die saad van bitterheid groei soos onkruid. Het jy al gesien hoe groei onkruid? Dit move. Dit groei vinnig. In 'n oomblik se tyd, letterlik die volgende dag, is hierdie Saul se intensie, maak hom dood. Ek wil hom teen die muur vasgooi. Saul se jaloesie lei tot dade van geweld. Hy kan nie meer sy gevoelens beheer nie. Die bitterheid wat in sy hart gesaai is, begin vrug dra in sy optredes. Jy sien, en hier wil ek jou vandag kom herinner, ek vat ons so deur 'n journey. Ek wil hê ons moet kyk na hoe het bitterheid ontkiem, hoe dit gegroei en hoe lyk dit. Want ons het nodig om dit te identifiseer in ons lewens. Die realiteit is, offense kom. Die realiteit is, jaloesie is daar. Hoe hanteer ons dit? Hoe hanteer ons hierdie saad wat gesaai is? Jy sien, waar bitterheid groei, volg gewoonlik
destructive, as ek die Engels kan gebruik, destruktiewe optredes. Wat in my hart leef, sal uitkom in my dade, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Kom ons gaan na die volgende hoofstuk toe. Ek wil jou regtig gaan nooi om hierdie dele te lees, hoofstuk 17 tot en 24, dis 'n amazing gedeelte. Kom ons gaan na hoofstuk 19 vers 1 tot 2. Daarna het Saul met sy seun Jonathan en met al sy dienaars gespreek om Dawid dood te maak. Maar Jonathan, die seun van Saul, het baie van Dawid gehou. Okay, hier is die derde punt. Jy sien, skielik word die offense of die bitterheid 'n obsessie. Hy wou vir Dawid nou net doodgemaak het en skielik een hoofstuk verder sien ons dat nou word dit 'n obsessie. Nou begin hy onder die kamp negatiewe woord versprei. Onthou die kamp het hom geloof. Die kamp het van Dawid gehou, want hulle het erken dat die gees van die Here op hom was. En tweedens, hy het die Filistyn doodgemaak wat niemand anders kon doen nie. So die kamp het van hom gehou. So wat doen Saul nou? Met sy mag en sy autoriteit begin hy manipuleer. Kom hy en hy begin vir die volk sê, ja, maar hierdie ou moet doodgemaak word. Sê, help my om hom op 'n plek te kry waar ons sy lewe kan neem. Bitterheid word bitter vinnig 'n obsessie. En ek wil jou uitnooi om bitterheid so gou as moontlik uit jou hart uit te verwyder. Jy sien, Saul se bitterheid het 'n obsessie geword en hy gee opdrag dat Dawid doodgemaak was. Dit hou aan vloei. Eers was dit net hy gaan dit doen. Nou begin hy dit bekend maak. Hierdie is nou wat gaan gebeur. Onverwerkte onverwerkte bitterheid, onvergewingsgesindheid kom vorm ons persepsie van ander tot op 'n punt waar ons hulle slegs as vyande sien. Kan ek gou pause hierso, net daarso met my storie pause. In hoofstuk 17, toe Dawid vir Goliat oorwin het die woord vir ons bekend gemaak dat Saul het vir Dawid lief gehad. Dawid het guns begin vind in sy teenwoordigheid, want hy was soos, wow, kyk wat het die Here op hom gesit. In hoofstuk 24 kom maak Saul die volgende bekend, hy sê, my seun Dawid. Hy het hom op 'n kol so lief gehad as sy eie seun. En kyk, waar is ons nou? Skielik kan hy net die sleg raak sien. Wat kom doen bitterheid en onvergewingsgesindheid? In 'n oomblik se tyd maak dit die persoon vir wie jy so lief was 'n vyand. Kom ons spring na hoofstuk, of kom ek lees vers 9 en 10 ook. Maar 'n bose gees van die Here het oor Saul gekom terwyl hy in sy huis sit met sy spies in sy hand en Dawid met die hand op die snare gespeel het. Toe probeer Saul om Dawid met die spies teen die muur vas te steek, weer 'n keer. Maar hy het vir Saul gekoes, sodat hy die spies teen die muur vasgooi. En Dawid het gevlug en daardie nag vrygekom. Jy sien, kom ons spring na hoofstuk 20 toe. Ek hoop julle volg my nog. Gaan nou hopelik meer duidelikheid vir jou kan bring. Hoofstuk 20 vers 30 tot 33. Daar's 'n hele storie wat afspeel. Daar die verbond, Saul se seun Jonathan en Dawid kom maak 'n verbond met mekaar dat hulle soos broers is, so lief het hulle mekaar gehad. En ek sien nogal uit vanaand wil ek by die disippelskap bietjie deel rondom Jonathan se seun wat guns gekry het by Dawid omdat hulle vriende was, omdat hulle soos broers was. Maar anyway, as jy wil kan jy vanaand se disippelskap join. Vers 30, hoofstuk 20. Toe ontvlam die toorn van Saul teen Jonathan en hy sê vir hom, jou ontaarde wedersydige seun, weet ek nie dat jy die seun van Isaai verkies tot jou skande en tot skande van jou moeder se naaktheid nie. Want al die dae dat die seun van Isaai op die aarde lewe, sal jy en jou koningskap nie bevestig word nie. Stuur dan nou en bring hom na my toe, want hy moet sterwe. Sien, bitterheid hou aan met manipulasie. Hou aan, nou begin hy sy seun dreig. Onthou net, hierdie seun van Isaai, Dawid, as jy hom nie na my toe bring en ek hom nie doodmaak nie, gaan jy nie koning wees nie. Dit hou net aan. Nou is dit nie net meer tussen twee partye nie. Nou begin ekstra partye
bykom. Sien julle die vloei van bitterheid? Julle met my, dit raak nou 'n bietjie stil hier binne. Moet ek van voor af begin? Sien julle hoe dit vloei? Kom ons recap gou. Saad word gesaai. Die woord sê vir ons konstant dat daar saad gesaai word. Saad van bitterheid groei soos onkruid, tweedens. Derdens, dit word skielik 'n obsessie. Vierdens, skielik is dit nie meer net tussen twee partye nie. 1 Samuel 23, ons gaan so 2-3 hoofstukke skiep. Vanaf hoofstuk 20 tot 24 is waar Dawid nou gevlug het. Hy's nou in die wildernis en onthou hy's gesalf as koning. Hy's veronderstel om die volgende een te wees wat oorvat. Hier sê hy in die wildernis. En dit is ook dan nou in daai gedeelte wat hy Psalm 34 skryf het. Maar hoofstuk 23 vers 7 tot 8, ek gaan amper klaar wees met hierdie 7 tot 8. Daarop kry Saul berig dat Dawid in Keila gekom het en Saul sê God het hom in my hand oorgelewer, want hy het homself opgesluit deurdat hy in 'n stad met poorte en grendels ingegaan het. Daarop het Saul al die manskappe vir die geveg geroep om af te trek na die dorp toe ten einde Dawid en sy manne in te sluit. Kom ons gaan vers 19 tot 23. Daarna het Sefite opgegaan na Saul na Gebia en gesê, ja, dis baie name. Steek Dawid hom nie weg by ons in die bergvesting in Horus op die heuwel Hagila wat suid van die wildernis lê nie. En is dit nou na 'n hartelus om af te kom, o koning? Kom dan af en ons sal sorg om hom in die hande van die koning uit te lewer. En Saul sê, mag julle geseënd wees deur die Here, omdat julle medelee met my gehad het. Gaan tog heen, maak verder klaar en ondersoek en bekyk die plek waar sy spoor is. Wie hom daar gesien het, want aan my is gesê dat hy baie listig is. Daarom bekyk en ondersoek al die skuilplekke waar hy hom wegsteek en kom verseker na my terug. Dan sal ek met julle saamgaan en as hy in die land is, sal ek hom opspoor onder al die geslagte van Juda. Sins skielik begin Saul dit nog verder vat. Hy begin so obsessief raak met die dood van Dawid dat hy vergeet hy moet 'n nasie lei. Want hy vergeet hy is eintlik koning van 'n hele nasie. Hy raak so obsessief en terwyl ek hierdie lees, ek het dit nie voorberei nie, dink ek aan die volgende. Hy gebruik baie prominent dat die Here het hom oorgelewer aan my. Maar in hoofstuk 16 sê die Here dat hy homself weggevat het van Saul af. Sien, bitterheid kom baie keer dat ons 'n stem neersit wat ons sê die stem van die Here is, maar dit is nie. Bitterheid is 'n vieslike ding. Dit wortel diep en dit kom pla baie. Alles draai op iemand se val. Alles van hom draai net na hierdie een ding toe, iemand moet val. Laaste gedeelte wat ek wil lees, hoofstuk 24 vers 1 tot 7. En daarna het Dawid opgetrek en in die bergvesting van Engedi gebly en net toe Saul terugkom agter die Filistyne vandaan, is aan hom meegedeel en gesê, kyk, Dawid is in die woestyn van Engedi. Daarop het Saul 3000 uitgesoekte manne uit die hele Israel geneem en heen gegaan om Dawid en sy manne te soek teenoor die steenbokrotse. Jog, julle 3000 manne om een man te gaan kry. Toe hy kom by die skaapkrale langs die pad waar 'n spelonk was, het Saul daar ingegaan om sy voete te bedek, terwyl Dawid en sy manne agter in die spelonk sit. En die manne van Dawid sê aan hom, kyk, dit is die dag dat die Here aan u sê, nou gee ek jou vyand in jou hand, en maak met hom soos goed is in jou oë. Toe staan Dawid op en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af. Maar daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het. En hy het aan sy manne gesê, mag die Here my bewaar, dat ek so iets aan my Heer, die gesalfde van die Here, sou doen, om my hand teen hom uit te steek, want hy is die gesalfde van die Here.
En dan so gaan die storie ook aan, waar Saul hulle dan nou uit die grot uit gaan, en hulle is nou op pad, want hulle het nie vir Dawid gekry nie, en Dawid kom uit die grot uit, en hy roep na Saul, en hy sê, kyk, ek kon jou nou al 2 keer doodgemaak het. 2 keer kon ek jou lewe geneem het, maar ek het nie, want jy was die gesalfde van die Here. En Saul draai op 'n oomblik se tyd, en hy besef, alles was 'n mors. Al hierdie gejaag, het soveel tyd, soveel vreugde en soveel lewe kom steel. Kyk na vers 18. En aan Dawid het hy gesê, jy's regverdiger as ek, want jy het aan my goed gedoen, terwyl ek aan jou net kwaad wou doen. Julle, alles verlore vir niks. So kom ek het nou baie skrif na verwys, kom ek gesels net so bietjie verder nou. Terwyl ek voorberei, besef ek hier's 3 dele aan hierdie storie, 3 perspektiewe, kom ek sit dit so. Daar's 'n perspektief van Saul. Wat is Saul se perspektief? Dit was veronderstel om my glorie te wees. Ek was gesalf as koning. Hierdie moes myne gewees het. Saul kyk na hierdie Dawid wat ook deur God geroep is, en hy besef, maar hierdie was eintlik, ek moes die eer gekry het, ek moes die glorie gekry het, en sy hart begin verander, want iemand anders kry glorie en eer. En ek dink vandag kan ons almal hierso dalk die vraag vir onsself afvra, sit ek partykeer in Saul se voete? Ons elkeen hierso is gesalf as sy kinders. Toe ons geglo het, het hy ons die reg gegee om kinders van God te wees. In Efesiërs sê hy vir ons, die oomblik wanneer ons glo, kom verseël die Heilige Gees ons, en hy merk ons as syne. Jy sien, elkeen van ons is sy kind. But somewhere along the line, die verlore seun geval, ergens langs die journey, kom die verlore seun terug, en ons aanstoot. Maar, wat van my? Julle hou 'n huge partytjie vir hierdie ou wat in die veld was, en wat stink en nou terugkom, wat van my? En die pa sê vir hom, jy het toegang tot alles gehad. Ergens along the line, vind ons onsself in Saul se voete. Ek is die gesalfde, maar iemand anders kry die glorie. Verder wat gebeur is, wat eers bewondering was, het verander in jaloesie en vrees. Onthou, Saul het na hom gekyk, en hy was soos, kyk hierdie jong man, wow! En toe skielik begin hy beter doen as ek, hey, kom terug. Hy het geen begeerte gehad dat die ou verder moet gaan as hy, en hy het begin jaloers word. Sy vrees verander in paranoia, en hy het die hele tyd hierdie innerlike stryd, en dis 'n afwaartse spiraal. Tweedens is, voordat ek die tweede deel van die storie lees, ek het 'n bietjie navorsing gaan doen. Wat is die vrug van bitterheid? Ek het dit nou nie op die YouVersion gesit nie. Kom ek deel net gou met jou, dis nou in Engels hierso. Wat is die vrug van bitterheid? Hierdie is nou psigologies. So hierdie is wat die navorsing sê, nie wat nou wat die Bybel sê nie. Maar ons kan dit alles terugtrek Bybel toe. Psigologies, wat doen die vrug? Wat is die vrug van bitterheid? Bitterness rewires your thought patterns. Dis letterlik wat dit kom doen. So Bitterness often stems from unresolved hurt, betrayal, and injustice. The brain tends to ruminate, replay the events over and over, reinforcing negative emotions. This leads to cognitive disorders like people can't be trusted and life is unfair. Dit begin jou uitkyk word. Lewe is unfair, mense kan nie vertrou word nie. I'm always the victim. Hier is wat die slim mense sê. So hulle sê, this mental loop keeps the pain alive even when the triggering event has been long past. Dis wat bitterheid doen, dit speel heeltyd af en dit maak die storie weer lewendig. Tweedens wat hulle sê is, bitterness feeds into chronic stress and emotional dysregulation. Holding on to bitterness activates the fight or flight response repeatedly. So konstant voel dit vir jou, jy's in hierdie oorlog. Konstant voel dit vir jou, jy moet of veg of vlug. This increase anxiety and depression. This increase sleep issues, weakened immune systems and high blood pressure. As jy hoë blood pressure het, ek sê nie jy het bitterheid nie. Ek het gesien nie op al in die grap net. Derdens is wat gebeur, is bitterness blocks emotional growth and healing. And it becomes a psychological defense mechanism, a wall of self-protection.
But instead of healing, it creates emotional stagnation. People can't move forward because they are emotionally stuck in the past. Vierdens, bitterness distorts your identity. People who carry bitterness may start to define themselves by their pain. I'm the one who was wronged. No one understands what I've been through. This creates a victim identity that can lead to isolation, loneliness, resentment towards those who seem free. Laastens, twee nog. Bitterness hinders relationships. Bitterness is a relational toxin. It creates suspicion and lack of trust, oversensitivity to being wronged again, difficulty in forgiving and reconciling. It can cause people to push others away, even subconsciously. And on laastens, bitterness becomes a spiral and emotional stronghold. In Hebreërs 12 vers 15 sê hy, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Sin bitterness, once rooted, not only affects your well-being, but also defiles many, hurting others around you through your words, energy, and reaction. So dis nou eintlik 'n opsomming wat pas by hoe Saul eventually uitgedraai het. Hy het agteruit gegaan in plaas van vooruit. Tweede deel van die storie waarvan ek bewus is hier's 'n jong man wat op die prentjie gedaag het en hy's gesalf deur God en sonder om arrogant te wees, weet hy wat is die kapasiteit wat God vir hom gegee het. Maar for some reason gebeur dit sonder dat hy die aandag soek, dat die aandag na hom toe kom. En hy bly gefokus op, okay, maar hierdie is wat God sê. En hierdie kan ons aanhaal van die feit dat al het hy die geleentheid gehad om Saul dood te maak, het hy dit nie gedoen nie. Hy het sy oë gefestig gehou op wat moet gebeur. Hierdie is die tweede deel van die storie. Al hierdie gaan nou vir jou sin maak. Derde deel van hierdie storie is die kant van Jonathan, die seun van Saul en die boetie, die vriend van Dawid. Sien, hy vind homself in 'n plek waar hy is veronderstel om die volgende koning te wees. Maar hy erken, hierdie is wat God op 'n man gesit het en hy sal terugstaan. Ek sal terugstaan want God het hierdie op iemand gesit. So kom ons kleer gou hierdie in. Ek het gesê as 'n pastor van die huis, voel ek hierdie is iets wat ek moet deel. Ek sien die laaste ruk baie bitterheid onder ons mense, onder gelowiges. So kom ons vat gou 'n praktiese voorbeeld van hoe lyk hierdie. Jy was dalk die persoon gewees wat altyd die bruid op elke troue is, soos wat hulle sê, jy was altyd eerste dae meeste gedoen, die T-shirt gekry, die meeste dankies gekry. Skielik daag daar 'n nuwe persoon op die prentjie op, wat net eenvoudig ja sê vir die Here. Here, hier is ek. Ek wil ook net dien. En hierdie persoon begin opdaag en hy bring iets vars trek altyd aandag en hierdie persoon begin, wow, kyk wat het hierdie persoon gedoen. En skielik is daar 'n stil oomblik. Okay, maar hoe hanteer ek nou hierdie? Ek was gewoonlik die een wat al hierdie aandag gekry het. Nou is daar hierdie jong man, hierdie nuwe enetjie wat opdaag, Alwyn, hoeveel mense het jy gedoop? 29 mense verlede jaar op een slag gedoop. Skielik is dit soos, ek is die groot man, ek moet dit eintlik doen. Hoe hanteer mens daai oomblik? En so speel alles in ons lewens af, want hierdie wêreld kom maak ons bewus dat alles is 'n kompetisie. En kompetisie is goed vir 'n mens, maar waar trek mens die lyn? Sien, hier's 3 gevalle. Saul, Dawid en dan Jonathan. Jonathan was heeltyd in 'n moeilike posisie gesit. Vir wie luister hy? Vir sy pa of erken hy wat die Here met hom deel? En ek het gesien wat elke keer gebeur met bitterheid, is somewhere along the line kom 'n vrotkol, want dit brei uit en iemand word in 'n moeilike situasie geplaas. Wat doen ek nou hierin? Wat doen ek nou verder? Sien, Jonathan se verhaal is een van ware vriendskap of opoffering en morele moed. 'n Man wat getrou bly aan God se plan, al kos dit hom alles. Okay, julle, so kom ons gaan hoor gou wat sê die Nuwe Testament. Ek deel baie skrif vandag want ek wil nie uit my eie uitpraat hierso nie. Wat sê die Nuwe Testament? Hebreërs 12 vers 15. Ek dink hy gaan op die bord vir julle wees.
Die skrywer kom en hy sê die volgende: en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel nie. Wat doen bitterheid? Bitterheid bring die volgende: onrus en dit besoedel. Efesiërs 4 vers 31, Paulus skryf die volgende, hy sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Romeine 12 vers 17 tot 21. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. Vers 18, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir toorn en wat daarin geskrywe. Aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Matteus 5 vers 22, tweede laaste skrifgie. Hierdie gedeelte het my al 'n paar keer, dan sê ek soos, kan dit nie dink nie. Matteus 22, maar ek sê vir julle, elkeen wat sy broer kwaad is sonder rede, en hier kan ons nou debatteer sonder rede, ek het 'n rede, ek het ammo. Soos, hoor net wat sê hy so, sonder rede kwaad is vir mekaar. Verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas moet verantwoording doen in die helse vuur. Hier is nie wat ek nou gedink het oulik is nie. Dis wat die woord vir ons sê. Ons woorde wat ons spreek dra verskriklik baie krag. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, los jou gawe daar voor die altaar en gaan versoen jou eers met jou broer. Ons is by hierdie huis, is een van ons values is worship. Wat ek hier so raak lees is, moenie kom worship met 'n hart wat bitterheid dra nie. Hy sê, los dit net daar, gaan sort eers hierdie uit. En dan sê die skrif duidelik, kom terug en bring jou offer. Bring jou offer. Laaste skrif, Jakobus 3 vers 16, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. En die Engels sê hy, in all evil things. Jy sien, bitterheid begin soos 'n klein saad, om af te sluit. Bitterheid begin soos 'n klein saad. Maar as dit nie uitgegrawe word nie, as dit nie uitgesorteer word nie, groei dit tot 'n boom wat alles rondom hom verstik. Soos by Saul, maar genade gee ons die ander keuse om eerder soos Dawid te wees, gewortel in God, vry van wraak en draand van goeie vrug, selfs in die droogte van verwerping. So ek het die volgende vraag wat ek vir jou wil vra, family. Het jy ergens 'n wortel van bitterheid in jou hart toegelaat? Tweedens, kom ek voeg by, ek gaan nie tweedens nie, kom ek voeg by. Dalk het jy ergens teen 'n kollega, familielid, 'n leier, of dalk selfs teenoor God 'n wortel van bitterheid toegelaat. Kan ek vra dat ons sommer net so ons oë toemaak? Ek wil geleentheid gebruik. Ek wil dit vandag bekend maak aan jou. My peacemaker, ek hou nie van konflik nie. So ek hardloop weg vir dit. Maar vandag staan ek hier en ek wil vir die volgende sê,
onvergifnis is nie ons koning se hart nie. Om met bitterheid te loop is nie ons koning se begeerte nie. Dis nie myne nie, dis ons koning vra vir ons om dit uit te sorteer. Ons koning vra vir ons, as daar iets in jou hart teenoor iemand is, gaan sorteer dit uit. En voor die tyd het ek met baie intensie die vraag gevra, nie as manipulasie nie. Wie wil graag die koninkryk sien uitbrei? En definitief meer as 95% het hulle hande opgesteek. Maar vanoggend vir die volgende sê, as jy bitterheid toelaat, gaan die koninkryk nie uitbrei nie. As jy loop met iets in jou hart, gaan jy so gefokus raak op hierdie, dat jy vergeet van die koninkryk. En eventually op 'n punt kom, soos wat Saul, al hierdie was vir niks. Paulus skryf in Romeine 12, sê hy die volgende: Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Miskien kan jy daar waar jy is met jou oë sommer net so toe vir die Here vra, is jou boom op hierdie oomblik 'n uitgedroogde takkie wat kan knak, wat kan breek? Of is dit 'n boom wat daarom nog vol vog is, wat diep geplant is? So ek gaan vra dat ons sommer net so met ons oë toe sit. Paulus kom sê vir ons baie uitdruklik in die woord, in 1 Korintiërs, dat wanneer jy deelneem aan die nagmaal, mag jy dit nie op 'n onwaardige manier doen nie. Ek het rarig gevoel dat daar vandag geleentheid moet wees vir nagmaal, maar ek wil die volgende klem lê. 1 Korintiërs 11:27-30 sê, as jy op 'n onwaardige manier deelneem aan die nagmaal, drink jy siekte oor jouself, selfs dood. So dis hoekom ek vra dat jou oë sal toebly en jy nou ondersoek sal doen. Waar is jou hart? Is jou hart vol bitterheid? Want dan is my smeking vandag vir jou, moenie net deelneem aan die nagmaal as nog 'n ding nie. Maar as jou hart vandag oop is en rein is, as jy voor die Here kan staan en sê, Here, ek het volgens my kennis alles aan U bekend gemaak, kan ek jou vra om op te staan en vir jou nagmaal te kom kry? Derdens, as jy voel daar's iemand met wie jy wil gaan gesels om iets uit te sorteer vandag, gaan na daai persoon toe en gaan gesels daaroor, voordat jy deelneem aan die nagmaal. So jy kan nou begin uitskuif, as jy die nagmaal wil kom haal. Hier voor is 'n tafel, agter is 'n tafel. Neem deel aan die nagmaal. Jesus se liggaam is deur baie, sodat ons lewe kan hê. Sy bloed is gestort sodat ons sondes vergewe kan wees.